Goeiemôre, Pastor Aubrey. Môre, Marilu. Hoe gaan dit? Goed, en jy? Baie goed, dankie. Ek is jammer, ons begin so 'n bietjie later vanoggend, so jy kan so 'n bietjie langer aangaan. Ag, baie dankie. You are so graciously kind. Marilu, ek wil net vanoggend weer net baie dankie sê vir IFM, vir die geleentheid wat ons het om ons gee om deur die JOAM te doen. Laastukkie was dit ons slag gemaak met daai gedeelte van hoe beïnvloed, althans, was daai die finansiële beheer, wat ons daarmee gemaak het oor wat se rol dit speel in gesinsgebaseerde geweld en daai gewelddadige verhoudings in dit. Nou vandag wil ek aangaan en ek wil praat oor hoe dit beïnvloed het die kinders wat in so 'n huis groot word. Met daai gesinsgebaseerde geweld wat daar plaasvind. Wanneer hulle dit aanskou en ons het al met die verloop van die tyd het ons al baie bietjie daarin geraak en ek meen toe ons die gedeelte gedoen het oor boelery ook, het ons ook bietjie daaroor gesels. Maar om net almal se geheue bietjie te verfris aangaande dit, die emosionele trauma en die vrees wat die kinders ondervind. Jy sien geliefdes, wanneer 'n kind geweld in die huis aanskou, dan leef hulle in 'n voortdurende toestand van spanning en van onsekerheid. Miskien lyk dit nie vir jou so nie, maar glo my dit is. Jy weet, baie keer sal hulle sê, ja maar dit is net tussen ons. Dit raak die kinders nie direk nie. Of die kinders word niks aangedoen nie, hulle word nie fisies aangerand nie, en dies meer nie. Maar ons vergeet daai intense vrees wat hulle ervaar wanneer hierdie hele situasie afspeel in die huis. Kinders gaan gewoonlik, en ek meen hulle gaan buitekant toe, hulle hardloop, gaan kruip weg in die kamer, wat ook al die geval mag wees. Maar nog steeds hoor hulle hoe die ouers of die persone wat in die verhouding is met mekaar skree. Hulle beklei, mekaar dreig. Nou, wat gebeur met hierdie konstante spanning? Dit lei tot angs, dit lei tot nagmerries. En ja, baie keer vra jy maar, die kind is nou al 8, 9, 10 jaar oud, maar hulle maak nog steeds die bed nat. Dit het 'n impak daarop, ja. Want hulle het daai diep gevoel binne hulle van onveiligheid. En dis hoekom dan vra jy, hoekom doen kinders wat hulle doen? Hulle wil nie huis toe kom nie. Hulle wil eerder by ouma of oupa gaan kuier en daar wil bly. En veral is dit 'n verhouding is of 'n huwelik is waar daar stiefpa, stiefma betrokke is, of alles het ook nie getroud nie, wil die kinders altyd by die ander party gaan bly, want hulle dink dit gaan beter daar wees. Maar verder het dit ook 'n invloed op die kinders se brein en hulle emosionele ontwikkeling. Onthou, kinders ontwikkel hulle breine spesifiek in 'n omgewing van veiligheid en stabiliteit. As hy daarin ontwikkel, dan is dit enorm vir hom. Maar as dit in stormagtigheid ontwikkel, wat dink jy gebeur? Jy sien, wanneer daardie omgewing deur geweld versteur word, dan, ek sien dit so, dit beïnvloed hul emosionele regulering van die brein. Hulle kan sukkel om hulle emosies te bestuur. Hulle word self vinnig kwaad, of hulle onttrek heeltemal emosioneel. En nou langdurige blootstelling aan die geweld, wat nou? Dit beïnvloed ook hulle konsentrasie en hulle leervermoë. Jy weet, as 'n kind skielik begin wat nog nooit daardie mooi woorde gepraat het nie. Ek noem dit daardie rewol woorde, né? Die Zurich woorde. En nou skielik is elke tweede woord wat uit die kind se mond het, is dit ook. Daai kind is afsydig, daai kind is, hoe sal ons sê, nie hakkerig nie, buiterig teenoor die siblings, teen die medebroers en susters, teenoor, jy weet, backchat en daai tipe goed.
Dink jy nie dan is 'n bietjie tyd wat jy net bietjie moet terugtree en bietjie vra hoekom? Wat se rol speel ek in dit in nie? En miskien is dit dan tyd wat jy en jou eggenoot, jou vriend of jou vriendin, saam wie jy bly, miskien moet gaan sit en miskien gaan gesels en vra, wat se voorbeeld stel ons werklik op vir die kinders? En dan bring dit my by die gedragsprobleme en die sosiale uitdagings, die impak wat dit het op hierdie kinders. En nou wil ek aansluit waar ek af by die vorige punt wat ek genoem het. Ek begin ons met die aggressiewe gedrag, né? En want hulle volg die voorbeeld wat vir hulle gestel is. Hulle begin daai patroon te volg. Toe ek gepraat het oor die geboelery, het ek baie duidelik gemaak dat die kinders dink dit is die norm en hulle begin te boelie op skool. En vandag begin die skole ook nog daarby, né? En daardie valse ding wat gesê het, eers die 27ste, stuur jou kind skool toe asseblief, dis skooldag vandag, nie eens volgende week maandag nie. Hulle gaan doen dit daarso op die skoolterrein, want dit is wat hulle aandag kry. Hulle neem aan en hulle voel dit is hoe dit is, né? Want dit is die voorbeeld wat jy vir hulle stel. Dis die model wat jy vir hulle is. Ons almal sê, ja, ek wil nooit en my kinders moet opgroei of groot word in omstandighede omgewing, soos wat ek groot geword en opgegroei het. Ek wil altyd hê my kinders moet beter hê, en hulle moet beter wees. Nou vra vir jouself, is jy besig om daai model te wees vir hulle, wat hulle raak sien? As jou kind skielik begin stil, teruggetrokke raak, en sukkel om 'n verhouding te vorm met ander kinders by die skool, met jou sigself, wanneer jy sien dat daai skoolprestasie begin te daal, en hy daal, en dit lyk soos die finansiële markte wat besig is om te crash, dan moet jy weet, daar is 'n probleem, 'n massiewe probleem. En ja, vir al die dissipline begin af te neem. Nie net by die huis nie, by die skool, oral waar jy gaan. Onthou, meeste van die tye het ons al geïdentifiseer, en dit is feite hierdie, dat die kind dra dikwels 'n innerlike konflik binne in hulle. En daai konflik is 'n konflik tussen die liefde vir die ouer en die vrees vir die geweld wat gepaard gaan naby. Want wanneer die tyd aankom, wanneer die ouers by die huis moet kom, en die kinders kyk op haar horlosie, dan begin hy vrees in te skop, om te sê, wat gaan weer vandag gebeur? Wat gaan vanaand weer gebeur? Wat is die situasie? En dan begin hulle klaar terug te trek, te onttrek, en hulle soek klaar wegkryplek, hulle soek verskonings, om nie deel te wees, of in 'n omgewing te wees nie. Nou ja, ek dink dit is basies waarvoor ons tyd het vir oggend. En so, oor 2 weke, die 4de, van volgende maand, dan gaan ons aan hiermee. En dan wil ek vir julle 'n bietjie verder vat op die skuldgevoelens en die selfblaam wat kinders het. Ja, hulle blameer hulle, vir ek en jou as ouer wat so optree. Hoe hulle geweld normaliseer, want dit is mos nou maar 'n algemene ding. En wat is die langtermyn geestelike gevolge vir hulle? So ja, geliefdes, ek dink ons het as ouers, het ons baie om oor na te dink. Gesinsgebaseerde geweld, enige geweld, werk nie. Dit is nie nodig nie. Jy weet, daar in die 60s, in die hippie-era het hulle gesê, make love not war, né? Jesus kom en hy sê vir ons, hanteer almal met liefde, met sy liefde, nie met geweld nie. Die woord van die Vader sê vir ons, die troon kom hom toe, nie my en jou nie. So, ons moet daai goed bietjie in gedagte hou. Ek wil julle met hierdie een los. Ek vra altyd die vraag, as ek met hierdie tipe situasies te doen kry, wat is die huishouding se werklike geestelike verhouding met God? Moenie van, weet, daar word wel gesê, ons gaan elke Sondag kerk toe.
Okay? Fyn. Dit is nie om jy elke Sondag op 'n bank gaan sit en gaan luister dat iemand vir jou sê nie, dat jy wel 'n verhouding met Jesus Christus het nie. Daar's 'n massiewe verskil. Maar nou ja, hy is daar die ene. Baie dankie vir die geleentheid weer vanoggend. Dankie vir jou, Aubrey. Baie interessant. 'n Laaste ding wat ek oor dit wil sê is, en ek like dit in Engels. Dis hoekom 'n kind, they act out. 'n Ja. Mens moet as 'n kind, if they acting out, met 'n mens bietjie introspeksie gaan doen, 'n bietjie verder kyk. Hoekom daai kind? Dis nie net sommer 'n stoute kind nie. Baie keer doen kinders dit want hulle soek die aandag wat hulle nie kry nie. En dan sê die ouers, soos jy sê, act out. Ag, hulle is net, dit is partykeer dink hulle is goed, hulle kyk nie bietjie verder as dit, wat is werklik waar agter die hele situasie nie. Ja. As ek net gou vinnige dingetjie kan deel. Ons het laasweek ons bietjie by hele klompie dinge, funksies ons saam met Chaplains SA, onder die Chaplains SA afhandel, wat was ons betrokke gewees. En onder laas Vrydag in hier in Boipatong het ons die Mandela Dag gedoen. Saam met die Sebeteng Police SAPS se eenheid van geweld en dies meer, weet, en kindergeweld en ek sê en so meer. En die kinders, ons het kinders saam met ons daar gehad wat vir hulle eerste keer in so 'n omgewing hulle self bevind het. In 'n area wat hulle nie van gewoond is nie. Wat hulle sien dat daar werklik dat ons is almal mens, almal kinders, en dit weet wat daar is, soos ek en jy, daar's van hulle wat saam met hulle van jou op skool sit, maar hulle omstandighede waarin hulle groot word, is baie erger as joune. En een van die kinders het eintlik gesê, weet jy wat, nou waardeer ek vir wat ek het. Ja, En as ons te sien die opheldering van die gesiggies en dit, met die, net so 'n bietjie die brood en die sop en die sagte speelgoed en dit wat ons daarso gegee het. En ek moet net dankie weer aan sê vir al die sponsors wat ingeklim het en gehelp het daarmee. Wat dit gedoen het. En veral vir Benjamin Honeyball wat daar opgedaag het met 2 massiewe swart sakke met sagte speelgoed vir die kinders. Guns van die Here. Dis Absoluut, amazing. Dis amazing. Nou die advertensiebreek